Rigters 3. En dit is die nasies wat die Here laat oorbly het om Israel, almal wat al die oorloë van Kanaan nie geken het nie, deur hulle op die proef te stel, net dat die geslagte van die kinders van Israel dit kan weet, om hulle te leer oorlog voer, ten minste die wat daar vroeër nie van geweet het nie, 5 vorste van die Filistyne, en al die Kanaaniete, en Sidoniërs, en Hewiete, wat in die gebergte Libanon gewoon het, van die berg Baal Hermon, af tot by die ingang na Hamat. Hulle was dan daar om deur hulle Israel op die proef te stel, om te weet of hulle na die gebooie van die Here, wat hy hulle vaders deur Moses beveel het, sou luister. Otniel bevry die volk uit die mag van die koning van Mesopotamië. So het die kinders van Israel dan onder die Kanaaniete, Hetiete en Amoriete en Feresiete en Hewiete en Jebusiete gewoon, en hulle dogters vir hulle as vroue geneem en hulle eie dogters aan hul seuns gegee en hul gode gedien. En die kinders van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, en die Here hulle God vergeet, en die Baals en die heilige boomstamme gedien. Daarop het die toorn van die Here teen Israel ontvlam, en hy het hulle verkoop in die hand van Kusan-Risathaim, die koning van Mesopotamië. En die kinders van Israel het Kusan-Risathaim 8 jaar lang gedien. Maar toe die kinders van Israel die Here aanroep, het die Here 'n verlosser vir die kinders van Israel verwek, wat hulle verlos het, Otniel, die seun van Kenas, die jonger broer van Kaleb. En die gees van die Here het op hom gekom, en hy het Israel gerig en uitgetrek om oorlog te voer, en die Here het Kusan-Risathaim, die koning van Aram, in sy hand gegee, sodat hy die oorhand oor Kusan-Risathaim gekry het. Toe kry die land rus 40 jaar lank, en Otniel, die seun van Kenas, het gesterwe. Ehud, die verlosser teen Moab, Samgar. En die kinders van Israel het weer gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Toe maak die Here Eglon, die koning van Moab, sterk teen Israel, omdat hulle gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here. En hy versamel by hom die kinders van Ammon en Amalek. Daarop het hy weggetrek en Israel verslaan, en hulle het die palmstad in besit geneem. En die kinders van Israel het Eglon, die koning van Moab, 18 jaar lank gedien. Maar toe die kinders van Israel die Here aanroep, het die Here vir hulle 'n verlosser verwek, Ehud, die seun van Gera, die Benjaminiet, 'n man wat links was. Deur hom stuur toe die kinders van Israel die belasting aan Eglon, die koning van Moab. En Ehud het vir hom 'n swaard gemaak, aan 2 kante skerp, 1 el lank, en dit onder sy klere aan sy regterheup vasgegord. En hy het die belasting aan Eglon, die koning van Moab, gebring. En Eglon was 'n baie vet man. En toe hy die belasting volledig afgelewer het, bring hy die mense wat die belasting gedra het weg. Maar hy self het omgedraai by die gesneede beelde wat by Gilgal was, en gesê, ek het 'n geheime opdrag aan u, o koning. Die sê toe, stil, en almal wat by hom staan, het van hom af weggegaan buitentoe. En toe Ehud by hom inkom, terwyl hy in die koel bokamer sit, wat vir hom alleen was, sê Ehud, ek het 'n woord van God aan u. En toe hy van sy stoel af opstaan, steek Ehud sy linkerhand uit, en gryp die swaard van sy regterheup af, en steek dit in sy buik, sodat selfs die hef agter die lem ingedring het en die vet, want hy het die swaard nie uit sy buik uitgetrek nie, om die lem toegesluit en by die wond uitgepyl het. Toe gaan Ehud uit op die galery, maar hy het die deure van die bokamer agter hom gesluit en gegrendel. Net toe hy uitgegaan het, kom sy dienaars, en toe hulle sien en kyk, die deure van die bokamer was gegrendel, sê hulle, hy is seker besig om sy voete te bedek in die koelkamer. En hulle het gewag totdat hulle verleë was,
maar hy het die deure van die bokkamer nie oopgemaak nie. En toe hulle die sleutel gaan haal en oopsluit, lê hulle heer daar dood op die grond. Maar terwyl hulle nog talm, het Ehud ontvlug en die gesnede beelde verbygegaan en na Seira ontsnap. En toe hy aankom, blaas hy op die ramshoring, op die gebergte van Efraim, en die kinders van Israel het saam met hom van die gebergte afgetrek, en hy voer hulle uit. Toe sê hy vir hulle, volg my, want die Here gee julle vyande, die Moabiete, in julle hand. En hulle het agter hom aangetrek, en die Moabiete van die druwe van die Jordaan afgesny, en niemand toegelaat om deur te gaan nie. En hulle het in die tyd van Moab omtrent 10.000 man verslaan, almal goedgeboude en almal dapper manne, en niemand het vrygekom nie. So moes Moab dan die dag buig onder die hand van Israel, en die land het 80 jaar lank gerus. Toe kom na hom Samgar, die seun van Anat, wat van die Filistyne 600 man met 'n osdrywerstok verslaan het, en ook hy het Israel verlos.